gee vir julle 'n nuwe gebod, het Jesus gesê, julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Goeiedag, ek is Melanie Smit van Helderberg Gemeente. Nou vanoggend is ek so 'n bietjie windverwaaid, ek en ons kameraman Robin Furness, hy is ook ons audiovisuele bestuurder hier so by die gemeente. Ons het gedink ons gaan julle bederf met 'n pragtige uitsig by die see op die strand. Die wind in die strand het ons egter nie toegelaat nie. Maar wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend so saam te kan wees. En ons het die voorreg om julle kan dit nou nie sien nie, maar ek kyk vas in Helderberg. Agter my hoop ek julle kan die strand sien, die see, die voëls is aan die beweeg. Wat 'n voorreg om so in die natuur die Here net te kan loof en eer. So kom ons bid saam. Here Jesus, wat 'n vreugde, wat 'n lekkerte, wat 'n onbeskryflike geleentheid en voorreg is dit om u kind te kan wees. Om te kan luister na die diere hier rondom ons. Die geluide, en te weet die sorg vir hulle, om die berg te kan sien, om die see te kan sien, en te weet, u het dit geskep, om na ons mense te sien wat die aan die beweeg is, en te weet, u het ook elkeen van ons, nie net gemaak nie, maar na die beeld gemaak. U is lief vir ons, oneindig lief. En daarom is ons gebed ook dat u ons ook weer sal versterk deur die woord wat ons saam gaan lees en dat ons ook sal vir onsself vra, die woorde wat ons hoor, hoe lyk dit, hoe leef ek dit uit in my lewe en hoe maak ek ander mense deel van hierdie geloofsreis. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons is besig met 'n reeks oor 2 Timoteus. So Paulus weet hy gaan sterf, hy dra sy laaste wense oor aan Timoteus. So ons lees saam uit 2 Timoteus 3 vanaf vers 10 tot 17. Nou ek gaan 'n bietjie rondspring tussen die verskillende vertalings. Ek gaan begin om te lees uit die boodskap, daar's gedeeltes wat ek uit The Message aanhaal en dan is daar ook gedeeltes uit die 1983 vertaling. Maar ons lees nou 2 Timoteus 3 vers 10 tot 17 uit die boodskap. Timoteus, jy ken my baie goed. Jy weet alles wat ek vir mense vertel van God en Christus. Jy weet hoe ek leef, wat ek van die lewe wil hê, hoe ek op Jesus vertrou en hoeveel tyd ek vir ander mense het. Jy ken ook my liefde vir ander en weet hoe geduldig ek met mense kan wees. Ook my seer kry en swaar kry ter wille van Jesus ken jy. Jy onthou mos tog wat met my in Antiochië, Ikonium en Lystra gebeur het. Hoe het hulle my nie probeer seermaak en vervolg nie? Maar die Here self het daarvoor gesorg dat ek veilig uit al hierdie dinge gekom het. Elkeen wat Jesus in is en wat lewe soos God van hom verwag, moet weet dat hy ook vervolg sal word. Die rede is dat die slegte mense nie skielik beter gaan word nie. Die klomp skelms gaan net woester en slegter word. Dit is 'n bose kringloop. Hulle lei ander op die verkeerde pad, omdat die duiwel hulle op die verkeerde pad gelei het. Maar jy, Timoteus, moet jy nie 'n duim van koers af laat bring nie. Bly by die dinge wat vir jou geleer is, en wat jy weet waar is. Jy weet mos, wie dit alles vir jou geleer het. Toe jy nog klein was, het jy al die skrif gelees. Jy kan baie daaruit leer. Soos hoe 'n mens se saak met God weer reggemaak kan word, deur op Christus Jesus te vertrou. Die hele skrif kom direk van God af. Daaruit kan ons so baie leer. Dit help ons om te wys waar mense die pad byste raak, en om hulle weer reg te help. Uit die skrif kan ons ook vir mense wys hoe God wil hê hulle moet leef. Op die manier sal iemand wat God se is, weet wat God van hom verwag, en so reg wees om behoorlik vir God te kan werk. Ons lees net tot sover. Ons tema is, maar jy, hou aan en hou vas. Maar jy, hou aan en hou vas. Nou, ek het so 'n paar jaar gelede 'n stapperoete gaan doen van 232 km, wat ons in 10 dae moes stap in die Tankwa Karoo. En die mense wat hierdie stap reël, het vir ons vrae gegee waaraan ons kan dink terwyl ons stap. Een van my vriendinne wat nie baie beïndruk was met die stappery nie, het vir my gesê, daar's net een vraag wat jy moet beantwoord. Wie se stupid idee was hierdie?
En ek moet sê, daar was 'n tyd gewees wat ek gedink het, wie se stupid idee was hierdie? Wanneer ons goed aanpak, is daar baie energie, die adrenalien is lekker, maar dan hou dit langer aan as wat ons gedink het, of dit is moeiliker as wat ek gedink het. En ek dink dan het ons almal al vir onsself gevra, wie se stupid idee was hierdie gewees? Simon Sinek het 'n ding wat my nou gehelp het ook om hierdie teks wat ons gelees het bietjie beter te verstaan. Hy praat van die finite en die infinite game. So die finite game, so dis 'n beperkte projek of 'n ding, so dit het 'n begin, dit het 'n middel, dit het 'n einde, daar's vaste reëls. Dis redelik voorspelbaar. Dis omtrent soos 'n rugbywedstryd wat ons kyk. Hy het 'n begin, die vletjie blaas, hulle begin speel. Daar's spesifieke reëls waarby mense moet hou en dan blaas hulle weer die vletjie en die wedstryd is verby en ons weet wat het ons bereik en wat het ons nie bereik nie. Ek het nou nog al 'n paar gesprekke met mense oor ons afgelope Springbokwedstryd en Lode Jager se rooi kaart. Die interessante is, of ons nou saamstem of nie, daar is vaste reëls, die wedstryd is 80 minute lank en daar's 'n wenner en 'n verloorder. Maar dan is daar die infinite game, 'n oneindige saak. So daar's nie 'n begin nie, ek jok, daar's 'n begin, maar daar's nie 'n einde nie. Die reëls is baie veranderlik, jy dink nog dis dit, dan die reëls sal weer verander. Daar's bekende dinge, maar daar's ook onbekende dinge wat inkom. En nêrens is daar 'n plek wat jy kan sê, hier is nou die einde nie. En van die voorbeelde wat Simon Sinek gebruik is goed soos besigheid en politiek. Dat die land geregeer moet word, gaan altyd so wees. Ons gaan nie op 'n stadium kom wat ons sê, dis glad nie meer nodig vir 'n regering nie. Die verskillende politieke partye sal kom en gaan, party wen, party verloor, later jare is dit weer anders. Een van die voorbeelde wat Simon Sinek gebruik in die besigheidswêreld is Microsoft en Apple en hoe mense praat. Hy het met Microsoft gewerk en hy sê hulle wou beter as Apple wees. Apple het gesê, ons wil die beste wees in dit wat ons doen. En hy sê, jy hoor sommer die verskil tussen hulle fokus. Die ene wil net beter as die ander ene wees. Hoe gaan jy dit regkry? Miskien 1 keer, 2 keer, maar as dit 'n oneindige ding is wat aan die gebeur is, gaan dit maar altyd 'n op en af wees. So tegnologie gaan altyd daar wees, aan die ontwikkel wees, waar Apple se fokus was om te sê, hoe kan ons die beste wees wat ons kan wees? Waar kan ons verbeter? En as Microsoft op 'n stadium beter is as ons, is dit wonderlik. En as hulle ander kere weer agter ons is met die ontwikkeling, ook wonderlik. Dit is net 'n oneindige wedstryd, saak. En toe ek dit hoor, toe dink ek aan die gedeelte wat ons gelees het. Paulus kom sê eintlik vir Timoteus, jou geloof in Jesus Christus en jou geestelike leierskap wat jy nou tans in Efese doen en op ander plekke ook sou doen, dis 'n oneindige taak. Jy het dit begin doen, maar daar gaan nie 'n einde wees nie. Ons weet as gelowiges dat selfs wanneer ons sterf is daar nie 'n einde nie. Ons glo dat ons saam met Jesus nog gaan leef tot in alle ewigheid. En daarom is dit so belangrik dat ons sal vas staan in dit wat ons glo van Jesus Christus, dit wat ons van hom geleer het, dat ons sal aanhou, vashou aan die Bybel en dit wat ons leer van Jesus Christus daar. So die eerste gedeelte wat ek gehoor het uit ons gedeelte uit 2 Timoteus 3 is Paulus wat sê, hou aan soos die mense voor jou. Ek lees weer vir ons van vers 10 af. Timoteus, jy ken my baie goed. Jy weet alles wat ek vir mense vertel van God en Christus. Jy weet hoe ek leef, wat ek van die lewe wil hê, hoe ek op Jesus vertrou en hoeveel tyd ek vir ander mense het. Jy ken ook my liefde vir ander en weet hoe geduldig ek met mense kan wees. Ook my seer kry en swaar kry ter wille van Jesus ken jy. Jy onthou mos nog wat met my in Antiochië, Ikonium en Lystra gebeur het. Paulus moedig vir Timoteus aan om die evangelie van Jesus Christus aan te hou uitleef, soos wat hy dit geleer het by Paulus, saam met Paulus. Paulus sê, in my leer, in my lewenswandel, my lewensdoel het jy beleef, jy het gesien my geloof, jy het my geduld met mense beleef. Ek wens ek kan dieselfde as Paulus sê dat ek altyd so geduldig met mense is. Sy liefde, Paulus se ongelooflike liefde vir mense. En dan Paulus se volharding in vervolging en ontbering. Nou,
Paulus noem so 3 stede se name. Die agtergrond daarvan is Paulus en Barnabas was op hulle eerste sendingreis. Toe hulle in Antiochië is, toe Paulus en Barnabas, is hulle so vervolg dat hulle later verdryf is uit die stad uit. Hulle skuif toe nou na Iconium toe en daar het die heidene en die Jode saamgewerk en hulle wou vir Paulus en vir Barnabas stenig. So toe vlug hulle na Lystra. Nou Lystra is weer Timoteus se tuisdorp en daar Paulus en Barnabas wat so gevlug het omdat hulle vervolge is en dat mense hulle wou stenig, toe het die mense vir Paulus gestenig. Hulle het hom vir dood buite die dorp gelos. Ons lees dit in Handelinge 14 vers 19. Maar Paulus, ten spyte daarvan dat hy vir dood buite gelaat is, het opgestaan en hy het teruggegaan in daai selfde stad en hy het weer die evangelie van Jesus Christus verkondig. Paulus en Barnabas het ook weer op daardie selfde sendingreis, na alles wat met hulle gebeur het, weer teruggegaan na al 3 hierdie stede waar hulle so vervolg is. Hulle het nie toegelaat dat die swaarkry en die vervolging en die opinie van mense hulle keer om die evangelie van Jesus Christus met mense te deel nie. Hulle het die gelowiges gaan leer, hulle gaan versterk in die evangelie. En dis wat Paulus vir Timoteus sê is, Jesus is oneindig, hy is infinite. Dit maak nie saak wat mense doen nie. Dit maak nie saak wat mense aan jou doen, of wat hulle van jou dink nie. Dit gaan heel waarskynlik ook nie ophou nie. Die weerstand en die teenstand sal aanhou, maar Jesus Christus, hy is die een wat ons help om nooit op te hou nie. Hy maak ons sterk, hy gee vir ons die krag om aan te gaan. Tydens Paulus se tweede sendingreis gaan hy nou weer na Lystra toe. En dan sluit Timoteus by hom aan. Nou, Timoteus sy ma was 'n Jood en sy pa was 'n Griek, maar sy ma het vir Timoteus grootgemaak in die Joodse geloof. En Timoteus het tot bekering gekom. En so het Timoteus gesien hoe Paulus en Silas in Filippi weer eens eers geslaan is en toe in die tronk gegooi is. Dis hier in Filippi waar Paulus en Silas in blokke en houtblokke vasgemaak was, wat hulle om middernag besig was om te bid en die Here te loof, waar daar aardbewing gekom het en die tronk se deure oopgegaan het en op die ou einde het die bewaarder tot bekering gekom. Hy en sy hele gesin het vir Jesus aangeneem. Toe was daar weer 'n oproer in Thessalonika en Paulus en Silas en Timoteus word geneem na Berea en ook daar is daar moeilikheid en Paulus word stilletjies weggeneem Athene toe. En ek kan nou so aangaan, maar ek dink gaan lees Handelinge. Oor en oor en oor vertel Handelinge vir ons hoe Paulus die evangelie van Jesus Christus verkondig. Oral waar hy kom, hy en sy reisgenote. En oral waar hulle kom, is daar maar iemand wat kwaad word, wat hulle skade wil aanrig. En dan moet hulle of vlug, of hulle moet net eers weer veilig bly. Die mooiste vir my is, ek het nou nogal gedink, as Paulus en Timoteus 30 seconds gespeel het, of Pictionary gedoen het, was hierdie nou uitstekend geweest, want Paulus sê net vir Timoteus, Iconium, Lystra, Antiochië. En onmiddellik weet Timoteus wat dit is. Paulus hoef nie, soos ek nou, die hele storie te vertel nie. Timoteus weet presies wat gebeur het in daardie 3 stede. Hy weet baie goed die swaar kry wat Paulus deurgemaak het. Maar dan sê Paulus, hou aan Timoteus, hou aan. Soos wat ek aangehou het, hou jy ook aan. Timoteus is ook later gevange geneem. Ons lees dit in Hebreërs 13 vers 23. En ek hoop hy daai tyd het hy vir Paulus in sy oor gehad wat vir hom gesê het, Timoteus, hou aan. Onthou vir my, onthou vir Jesus Christus, onthou al hierdie ander gelowiges. Hou aan om te kyk na die mense wat vir jou die voorbeeld gestel het en volg hulle. Paulus sê nog in vers 13, die klomp skelms gaan net woester en slegter word. Dis 'n bose kringloop. So, hy sê vir Timoteus, hier is 'n oneindige taak, hierdie gaan nie ophou nie. Die mense gaan nie op 'n punt kom wat as ons genoeg die evangelie verkondig het, gaan die mense almal net hou van Jesus of glo in Jesus en hou van Christene nie. Hierdie weerstand, hierdie moeilikheid, dit gaan aangaan. Dis 'n oneindige pad wat ons stap. Maar omdat ons weet, Jesus Christus is oneindig, kan ons hierdie pad stap. Paulus se aanmoediging aan Timoteus laat my so dink aan Hebreërs 12 vers 1 tot 3.
En omdat dit so bekend is, wil ek dit baie graag uit 'n message uitlees. Dit sê, "Do you see what this means? All these pioneers who blazed the way, all these veterans cheering us on. It means we'd better get on with it. Strip down, start running, and never quit. No extra spiritual fat, no parasitic sins. Keep your eyes on Jesus, who both began and finished this race we're in. Study how he did it, because he never lost sight of where he was headed. That exhilarating finish in and with God. He could put up with anything along the way. Cross, shame, whatever. And now he's there, in the place of honor, right alongside God. When you find yourselves flagging in your faith, go over that story again, item by item. That long litany of hostility he plowed through, that will shoot adrenaline into your souls." Is dit nie mooi gesê nie? That will shoot adrenaline into your souls. Wie is die mense wat jou aanmoedig om aan te hou? Wie is jou geloofsveterane na wie jy kan kyk en vir jouself sê, hulle het aangehou, as hulle dit kon aanhou tot en met hulle dood, kan ek dit ook doen. Die vraag is ook, vir wie is jy 'n geloofsveteraan? Jy is ook vir iemand 'n inspirasie om sterk te staan in jou geloof, om aan te hou. Want so is ons 'n skare geloofsgetuies, 'n skare geloofsveterane. En daarom is Paulus nie die enigste ene wat vir ons sê, hou aan. Ek moedig jou aan om sterk te staan in Jesus Christus, ten spyte van al die moeilike omstandighede wat jy sal meekom. Timotheus was nog jonk, hy was skaam, sy gesondheid was nie altyd lekker nie, maar Paulus sê vir Timotheus, staan sterk in die Here. Jy ken my karakter as Paulus, en daarom, daar gaan ons, kom ons kyk vorentoe. Nou, ek was 'n rukkie van my lewe in die weermag gewees, en ek is nie vreeslik lief vir hardloop nie, maar ek moes toe nou deel van die fiksheidstoetse, moet jy nou 'n 2,4 hardloop. En een van die goed wat my altyd gedra het, was om te kyk na die mense rondom my. Daar was party van die mense wat naby aftree was, en hulle het vinniger gehardloop as wat ek gehardloop het. En dan het ek vir myself gesê, maar as hulle dit kan doen, daar's mense met fisiese gebreke gewees, as hulle dit kan doen, dan kan ek dit mos nou ook doen. Die tweede ding wat vir my uitgestaan het, is wat Paulus nou sê, in hierdie oneindige pad wat ons stap, hou vas aan die Heilige Skrif. Hy sê, maar jy, Timotheus, moet jou nie 'n duim van koers af laat bring nie. Bly by die dinge wat vir jou geleer is, en wat jy weet waar is. Jy weet mos wie dit alles vir jou geleer het. Toe jy nog klein was, het jy al die skrif gelees. Jy kan baie daaruit leer, soos hoe 'n mens se saak met God weer reggemaak kan word, deur op Christus Jesus te vertrou. Die hele skrif kom direk van God af. Daaruit kan ons so baie leer. Dit help ons om te wys waar mense die pad byste raak, en om hulle weer reg te help. Uit die skrif kan ons ook vir mense wys hoe God wil hê hulle moet leef. Is dit nie wonderlik nie? Paulus eindig dan om te sê, op die manier sal iemand wat Godsin is, weet wat God van hom verwag, en so reg wees om behoorlik vir God te kan werk. So, is dit nie fantasties nie? Ons as geloofsveterane staan vas in Jesus Christus, en ons help almal wat na Jesus toe kom om te sê, hoe weet ons Jesus Christus is die lewende woord? Hoe weet ons hy is ons redder? Ons lees dit in die Bybel. Nou die Heilige Skrif waarvan hier gepraat word, is nie die Bybel soos wat ons dit vandag ken nie. In Paulus se tyd was daar nog baie van die Nuwe Testamentiese boeke glad nie geskryf nie. So die Bybel soos ons dit vandag het, kom uit 367 na Christus. Maar wat ons weet, is dat die Nuwe Testament, al het Paulus dit nie eers so geken nie, het hy geweet, die woord van God is Jesus Christus. En dit wat van Jesus en oor Jesus geskryf word, dit weet ons, kom van die Heilige Gees. En daarom is die Engelse woord wat gebruik word, is God-breathed word. Is dit nie mooi nie? Die Heilige Gees het ons Nuwe Testamentiese skrywers net so asem ingeblaas om vir ons die woord van die Here te gee, soos die Ou Testament. Nou, Timotheus se ma en ouma was Joods, en hulle het van kleins af vir hom uit die Ou Testament uitgelees. So,
Timoteus het heel waarskynlik die Ou Testament baie goed geken. En daarom sê Paulus vir hom, as jy die Ou Testament ken en jy ken vir Jesus Christus, dan verstaan jy hoe om die Ou Testament te sien as die profesie, die vervulling van dit wat God gesê het, dat hy 'n verlosser vir ons sal stuur, dat ons verhouding met hom herstel sal wees. So wat 'n wonderlike voorreg vir ons om die Bybel in ons hand te kan vashou. Ons het deesdae die voorreg, jy gaan sommer op jou selfoon en daar skielik het jy 'n klomp verskillende vertalings wat ons na kan kyk en kan lees. Hoe wonderlik is dit? Maar dan doen ons nou ook 'n ding, en daar's 'n storie wat ek gehoor het, wat nou ook uit my weermag daar uitkom, wat my laat dink het, is dis bietjie hoe ons met die Bybel omgaan. Op 'n stadium was daar 'n groep weermagmense op ontplooiing gewees, en een van die soldate was verskriklik moeilik. Hulle het so met hom gesukkel, hy wou na niemand luister nie. En uit moedeloosheid en radeloosheid vat die bevelvoerder toe die soldaat na die kapelaan toe. En die kapelaan het toe na die soldaat in sy kantoor, en die bevelvoerder staan nou maar buite en hoop vir die beste. En die bevelvoerder sê, die volgende oomblik hoor hy net die kapelaan sê, ek gaan jou nou met die woord slaan. En toe is daar 'n harde slag. En die bevelvoerder storm in die kantoor in, en hier lê die soldaat op die vloer, toe die kapelaan hom met die Bybel geslaan. Nou, hulle sê die soldaat was daarna nooit weer moeilik geweest nie, maar dit is nie die bedoeling van vers 16 en 17 nie. So baie keer het ek gehoor dat mense 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 aanhaal en daarmee dit amper soos 'n woordeboekgeweer gebruik. Lukas Marie sing so mooi daaroor. Daai woordeboekgeweer waarmee ons iemand slaan, want ons wil hê hulle moet doen wat ons wil hê hulle moet doen, of glo soos wat ek wil hê hulle moet glo, in plaas van om te sê, Here, hier is dit, die hele skrif is deur U geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Hoekom? Sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk, nie om mekaar met die Bybel te slaan nie. So ons kom elke keer weer terug na die woord van God. Dit is ons anker, ons kom leer van die Here hier in die Bybel. Ons kom leer van Jesus Christus in die Bybel, en dis waar Paulus nou vir Timoteus terugvat, en Paulus vir ons terugvat om te sê, kom ons kyk, kom ons hou aan, soos ons geloofsveterane, kom ons kom terug na die skrif, dit wat jy van kleins af geleer het, miskien het jy die Bybel onlangs ontdek, kom ons lees weer die Bybel, kom ons lees die hele Bybel, kom ons lees al die verse, al die boeke, en dan sit ons dit by mekaar en sê, Here, wat wil U vir ons sê hier uit? Wat leer ons van U? Ek het onlangs 'n aanhaling gelees en ek het nou nie gaan kyk wie dit sê nie, wat gesê het, hou op om oor jou skouer te kyk na ander kerke en dominees en gelowiges. Daar's nie 'n kortpad metode om 'n gemeente te bou of om 'n bediening uit te brei nie. Bedieninge is harde, moeisame werk, en God vereis in die eerste plek nie suksesvolle dienaars nie, maar getroue dienaars. En dis my gebed vir myself, vir almal van ons, dat ons getroue dienaars sal wees. Want om Jesus te volg is nie 'n kompetisie nie, ons gaan nie wen nie, dis 'n oneindige pad wat ons kies. Oneindig, soos die berg wat gister, vandag en môre hier is, en wanneer ons lankal weg is, nog steeds hier gaan wees. Die see wat ons sien, is nog altyd daar, gaan nog altyd daar wees, totdat die Here besluit, dis nie daar nie. Maar jy, hou aan om te glo in Jesus Christus, hou aan om die mense te volg, wat vir jou die voorbeeld gestel het. Hou vas aan die woord van God. Jesus is die lewende woord, en ons leer ken hom uit die Bybel. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U vir ons 'n anker kom gee in moeilike tye, soos nou dink vandag hoe die wind gewaai het daar by die see. Partykeer is ons lewens so, die natuur wys vir ons hoe rof dit kan gaan. Ons mense, ons glo en ons hoop en ons sien die mooi, maar Here, ons weet ook en ons sien die sleg, dit wat gebeur in die wêreld.
En dan sê ons vir mekaar, ons anker is Jesus Christus. Ons hou vas aan U. Ons hou vas aan U woord wat vir ons van U vertel. En ons hou aan om U te volg, soos die voor ons en die na ons. Dankie Here dat ons kan vra dat U ons sal aanhou inspireer. Heilige Gees, soos wat U ons aanmoedig en aanblaas om aan te gaan. Help ons dat ons sal verstaan dat hierdie 'n oneindige pad is en nie dink ons gaan môre klaarmaak en dan hoef ons niks verder te doen nie. Dankie Vader, Seun en Heilige Gees dat ons dit in U naam mag bid. Amen. Mag julle 'n heerlike week hê.